Goeiemôre julle. Ek wil vandag met julle 'n stukkie deel wat ek voel regtig so gepas kom nou, want ek word vanoggend wakker en ek dink aan hierdie afgelope week en 'n half, die gebedsversoeke wat ek gekry het, mense wat regtig gebroken is en deur baie donker tye gaan in hulle lewe. En ek kry vandag hierdie stukkie en ek is soos Here, ek hoop as jy iemand is wat tans deur 'n baie moeilike donker tyd in jou lewe gaan, dat hierdie vir jou bietjie hoop kan gee. Hou net vas. Die lig kom weer. Die donker tonnel is ook net so lank. Dan gaan jy weer daai lig sien. So hou net vas. Dis wat ek vandag vir jou wil sê. En dan wil ek vir ons Psalm 107 vers 13 tot 14 lees. Hulle het na hom geroep. Hy het hulle uit hul moeilikheid bevry. God het hulle donkerte in lig verander. Melanie Vosloo skryf in haar boek, soms is die lewe antwoordloos. Dis asof ons iewers tussen 'n klomp dinge sommer net vasgeval het en nie weet hoe om daar uit te kom nie. Heel dikwels hou sulke tye ook verband met die gevoel dat God ook nie mooi hoor nie, dat hy ver is of dat hy nie antwoord nie. En dan wonder ons, waar is ons Vader wanneer ons hom die nodigste het? Waarom laat hy toe dat sy kinders soms in die modder beland en dan sukkel om daar uit te kom? Om so sonder hoop te wees is nie vreemd nie. Hoor hoe omskryf die psalmgedigter dit in Psalm 107 vers 4. Party mense sukkel in die lewe. Hulle weet nie watter kant toe nie. Dis of hulle in hierdie woestyn verdwaal het. Hulle soek oplossings, maar kry niks. En die antwoord is dan in Psalm 107 tot 6, vers 6 tot 7. In hulle nood het hulle die Here gevra om te help. Hy het hulle uit daardie moeilikheid gehelp. Hy het hulle gehelp om weer gelukkig te wees. Sy hulp het hulle weer nuwe koers in die lewe gegee. So ek wil net vra dat ons almal vandag 'n tydjie sal afknyp om net te bid vir mense wat werklik deur baie moeilike tye gaan daar buite. Here, ek dra hulle op. Ek dra hulle op, Here, hou hulle vas en laat hulle weet, laat hulle hoop hê en laat hulle weer die lig kom. Is nog net 'n bietjie vasbyt. Mag julle 'n wonderlike donderdag hê. Bye bye.